Die Buffelbil van Inyatikulu episode 33. Larry se hart klop in haar keel. Haar pa's by die deur. As hy 2 minute later geklop het, het hy haar en Luka moontlik tussen die lakens betrap, want dit was amper. Sy hoor hoe Dirk weer vir Luka vra of hy dalk weet waar Larry is. Miskien het hy en Magda haar hiernatoe sien loop. Anders is daar iets anders in die situasie wat haar pa so half en half laat huiver, effens agterdogtig maak. Sy kan seker sê, hier is ek Dirk, want sy het nog al haar klere aan, maar Luka sin is 'n bietjie skraps, die dat hy so half agter die deur uithang. Maar uiteindelik klink het asof Dirk maar Luka se verduideliking gaan aanvaar, daai een van net nou, toe hy gesê het dat hy vir Larry sal gaan soek en dat hulle oor 'n klein rukkie by hulle in die lodge in die eetkamer sal aansluit. Arme Dirk, het hy 'n keuse? Seker nie regtig nie. Luka maak die deur toe en draai self voldaan na haar toe. Komplimente om 'n moeilike situasie te hanteer is aan die orde van die dag, wys sy hele houding. En sy was heeltemal bereid om die komplimente oor hom te laat reën. Maar toe sak haar moed in haar skoene. Sy het vergeet dat sy vir haarself 'n veegie donkerpink lipstifie aangesit het om die dag met so 'n bietjie kleur tegemoet te gaan. Daardie lipstifie is nou oral oor en om Luka se mond. Haar hand gaan spontaan na haar eie mond. O my aarde, steun Luka toe hy dit sien en draai na die speelboek in die tafeltjie langs sy bed. Toe drapeer hy homself oor sy naweeksak, want iets moet hom help ondersteun, iets moet hom regop hou. Ek is gedoem. Nee wat, jy is nie. Gaan was jou gesig, skeer jou baard wat so krap. Of nee, los daai baard. Ek hou daarvan as dit krap. Ek gaan gou my gesig ook was, dan laai ek jou oor 5 minute hier by jou voordeur op. Nee, gee my 10 minute, ek moet eers start. Jy het 10 minute, Luka. En jy is nog seker oor vanaand, vra Luka. Moet ek daai kransnes vir ons vasmaak? Larry byt op haar onderlip en toe knik sy, ja, bespreek vir ons daai kransnes. En jy weet natuurlik wat dit sal beteken, vra hy net weer. Ja, ek hoop dat dit is wat dit sal beteken, want ek wens al dit gebeur. Sy gee hom 'n suggestiewe kyk, laat sak haar oë en kyk reguit na daardie klein slaapbroekie van hom, maar liewer wag sy nie om nou enige reaksie van sy kant af te sien gebeur nie, want as die man se sexy lyf nou weer op aandag spring, daag hulle nooit vir daardie ontbyt by die lodge op nie. Wat is hierdie blessed goed wat Larry op haar mond gesit het? Wonder Luka en skrop weer om die pink van sy mond af weg te kry. Dit lyk asof hy een of ander verskriklike allergiese uitslag het. Sy moet daai blessed goed wegsmyt. Dit was 'n dead giveaway. Luka glo dat Dirk weet wat hy weet, of hy vermoed. Baie sterk. Luka skeer, stork vinnig en trek 'n gemaklike denim langbroek en 'n swart golfhemp aan, en toe hy uitstap, wag Larry langs haar Land Rover vir hom in, ook in 'n nou sluitende denim langbroek en swart langmou hemp. Is dit die klere wat sy net nou aangehad het, wonder Luka, en het sy onderbewussin besluit dat hy in dieselfde kleurskema as sy wil wees vir die dag? Nee, dit is waarskynlik net toevallig. Larry kom nader en raak aan sy lippe en streel met 'n vinger rondom sy mond. Sy sug, o my genade, hierdie goed is nie veronderstel om so af te gee nie. Hy buk vooroor en stoen haar liggies op die mond, en daar haak hulle weer vas, en hy moet letterlik homself van haar af wegskeer. Hy sug, Larry, as ons dit van nou af gereeld gaan doen, ek bedoel hierdie soending, moet jy daardie stiffie van vanoggend asseblief in die asblik gooi. Sy bars uit van die lag. Nooit?
dit is duur goed daai. Ek het dit met baie dollars gekoop. Sal ons gaan? Hy wonder of hy moet bestuur, maar sy skuif self agter haar Landy se stuurwiel in en Luca stap na die ander kant toe. Vandag is hy 'n passasier, sien hy wanneer sy sommer wegtrek en begin ry. Ek dink ons moet met my Landy ry, wanneer ons vir Henko en Corlia daar aan die kant Satara gaan kuier. Ek het 'n ingerigte kombuis en 'n stort en 'n chemiese toilet. Shucks, wat ek beslis nie sal gebruik as jy by my in die kamp waar is nie. Nou, waar moet ek wees as jy dit gebruik? Uitklim sodat die leeu's my kan opvreet. Satara is leeuwwêreld, nee, jy weet dit darm seker. Nee, jy klim nie uit nie. As dit moet, sal ek liewers knyp. Sy begin lag. Stry ons nou soos ou getroudes. Ons weet nog nie eens of jy met jou lang lyf daar binne in sal pas nie. Daar is konsternasie op die man se gesig. Waar binne praat jy van, Larry? Die natuur? En ek sal mos baie versigtig wees hoe ek... Luca vervlaksman, ek praat van agter in my kampwa se bak op die matras. Dit help nie as ons die deur nie kan toemaak nie. As daar so baie leeu's en Satara is, sleep hulle jou dalk aan jou voete uit bos toe, en dit is ontoelaatbaar. Maar dan aan die ander kant is daar gelukkige tent, wat rondom die hele wa ook kan gaan. Hy grinnik, o my genade Larry, het jy nou nie aan alles gedink nie, nee? Nee Luca, dit is duidelik dat jy die een is wat aan alles dink. Het sy hom nou voorwaar verlee, en dit op 54. Dit wil gedoen word, besef hy terwyl hy na kyk. Hoe oulik lyk sy nie agter die groot voertuig se stuurwiel nie, en kan sy hom regtig kwaadlik neem as sy basies nou net een ding op sy brein het? En dit is om te sorg dat vanaand een van die mees onvergeetlike aande in haar lewe gaan wees. Hy is so bly dat die hoogste kraansnes huisie toe vraggies vanaand beskikbaar is. Dit is een van die mooiste plekke in die Drakensberge, daar naby Marietskop. Hy sê altyd vir almal, dit is die mees romantiese plek op aarde, met 'n uitsig wat jou waarskynlik selfs die Indiese Oseaan in die verte sal laat sien, as jy deur 'n teleskoop kyk. Maar hy hoef eintlik nêrens heen te kyk nie, as hy net in hierdie oulike vrou se mooi bruin oë kan tuur nie, terwyl hy... Luca hoop dat Dirk nie te veel op die hart het, en dat hy vir ure wil praat nie. Hy hoop ook nie dat die ete te lank uitgerek gaan wees nie. Hulle moet nog gaan klaar pak, en dan moet hulle 'n paar goedjies gaan aankoop, voordat hulle die pad vat. Maar een ding weet hy verseker, nou dat sy kop weer aan die werk is. Hy gaan verseker eers die saak baie deeglik met Larry bespreek, voordat hy sal toelaat dat sy lyf vanaand met hom weghardloop. Nie dat hy vroeër vanoggend enige beheer gehad het oor hierdie einste lyf van hom nie. Sjoe, dit was wraggies amper. Larry parkeer die Land Rover kampwa onder 'n boom voor die lodge se deur. Sy is lus en sluit die deur agter oop en forceer vir Luca om in te klim. Dan wil sy die kant laat sak en die matras oopvou. Dan moet hy op die matras gaan lê, sodat sy die deur kan toeklap, om te sien of sy voete binne gaan bly. Sy wil weet of hy gaan pas, agter in haar kampeerwa. Dit help nie, sy beplan die hele Satara reis met haar en Luca in gedagte, en dan kan hulle nie haar goed toegeruste Land Rover bakkie vir die doel gebruik nie. Hulle stap teen die trappe op en deur na die algemene eetkamer, waar Dirk en Magda reeds by 'n tafel vir hulle wag. Die twee van hulle hou hande onder die tafel en los dit diskreet toe sy en Luca aan die deur verskyn. Onnodig om so bloody skynheilig te wees. Hulle kan mos maar doen wat hulle wil. Daar is vrugtesappe en ontbytpappe op die buffettafel en hulle skep daarvan. Die roosterbrood, spek en eiers bestel hulle by 'n kelner en toe skraap Dirk sy keel. Ek
Ek is baie gelukkig. Ek kon Magda ooreed om weer haar vorige pos hier op Inyatikulu te aanvaar. En dit is nou as jy ook daarmee saamstem, Larry, want ek het met Geesie en Piet ook bespreek en hulle is baie tevrede met die gedagte. Larry gaap 'n oomblik. Was dit nie in die eerste plek haar idee om Magda terug te bring nie? Toe antwoord sy maar net, nee, dit is reg met my Dirk. Ek glo en aanvaar dat Magda 'n groot aanwins vir die lodge gaan wees. Ja, Piet en Geesie voel ook so. Ek is bly dat jy ook nou met hulle saamstem. Volmondig en heelhartig. Maar hoekom dit met enigiemand bespreek? Die keuse is eintlik mos maar net joune. Dankie. Is daar nog iets wat jy wil byvoeg? Vra Dirk. Waaroor? Oor Magda se aanstelling? O, nee, absoluut niks. Sy wonder net of hy nog iets gaan byvoeg oor haar en Luka. Want eintlik wens sy dat die pratery liefs tot 'n einde moet kom, dat hulle kan eet en dat sy en Luka aan die pad kan val. Sy kan nie wag om vanaand vir die heel eerste keer op daardie manier alleen by Luka te wees nie, nou dat hulle weet waar hulle met mekaar staan. Die plan was om vanaand saam met julle te braai, sommer daar by my plek in die 5-kamp, sê Dirk. Begin Larry, maar Lukas sit sy voet teen hare. Sy aanvaar, dit beteken bly stil en laat jou pa klaar praat. Sy bly stil en wag dat hy praat. En toe het ons van plan verander, sê Dirk. Nou wil ek en Magda deurry Witrivier toe, sodat sy met haar baas daar kan gaan praat, gaan hoor hoe gou sy haarself daar kan loswikkel. Maar typies Magda het sy nou eers weer aangebied om vir Geesie vandag te help met die troue hier. Behalwe as jy dalk vir haar sal wil of kan instaan vandag, Larry, dan kan ek en sy 'n bietjie vroeër wegkom. Larry se mond gaan oop. Sy het 101 besware. Wat sou Geesie gedoen het as Magda nie gister hier aangetoer gekom het nie? En hoekom het Geesie en Piet haar nie in die eerste plek gevra om te help nie? Sy kyk hulpsoekend na Luka. Hy sit daar met 'n mond vol slap pap en hy sê niks. Sy oë draai net na haar en dan terug na Dirk en toe weer na haar. Kyk, hy praat nie as hy slap pap in sy mond het nie. Dit is duidelik. Nou, wanneer kom julle terug? Vra Larry. O, eers môre. Ek het gedink om vir Magda daar by haar plek te gaan aflaai en dan met Christian te gaan praat oor die buffels wat hy bestel het daar op sy plaas. Dan sal ek die aand daar by hom oorbly. So sal julle die fort hier kan hou? Is dit nie wat Piet en Geesie gaan doen nie, want hulle is mos hier. O ja, hulle is daarom hier. Dirk draai na Luka. Maar jy is nie môre hier nie. Het jy nie genoem dat jou familie almal môre by pastoor Willemse se plek gaan kuier nie? Luka sluk en sê, dit is so ja, toe ek vir Lorrie saamgenooi daarna toe. Sy het gevoel dat Magda waarskynlik alright gaan wees op haar eie met al die inpakwerk wat sy wou doen. Hy dink 'n oomblik na, wat natuurlik nou seker nie meer gaan gebeur nie. So julle twee is uit vir die dag môre, julle albei saam, want Larry gaan saam, soos altyd as vriende. Dirk gee Luka 'n harde en deurdringende kyk. Ja, maar jy moenie bekommerd wees nie, ek het nie 'n lorry vol planne met my lorry nie, spot Dirk. Gedink ons ry liewer met my Land Rover, keer Larry. Eet jy nog jou eiers soos altyd klipsteen hard, Dr. Willemse? Vra die kelner, wat nou daar by hulle staan, en Luka knik net. Hy lyk so bietjie soos 'n buffelbil wat in 'n hoek vasgekeer is. Miskien oorweeg hy dit om uit hierdie situasie uit te storm. So medium, sonkant boontoe, withard en geelsag, sê Larry toe die ou nou na haar kyk. En toe bars Dirk uit van die lag. Man, gaan en geniet julle dag môre. Ek is nie besig om pa te speel nie. Julle is albei oud en volwasse genoeg om verantwoordelikheid vir julle eie lewens te neem. En wat vandag aanbetref, Geesie het genoeg hulp.
Sy het gesê dit is 'n klein trouwetjie, so geniet ten minste julle ontbyt. Dankie. Na ontbyt staat Dirk en Magda op. Nou ja, as julle ons sal verskoon, ons het mos nog 'n entjie om te gaan. Ja, veilig ry en stuur groete vir Christian, sê Luka. Hy sit nou en drink sy koffie. Vir Christian, vra Dirk, hoekom is ek veronderstel om die man een of ander tyd te gaan sien? Ek dog jy sê jy slaap vanaand daar by hom op die plaas oor, vra Luka. O Christian, o ja, inderdaad, vergeet ek amper weer. Mooi bly julle en geniet môre. En julle moet veilig ry, baie Magda, ons hoop ons sien jou gou weer. Ek sal waarskynlik my kar moet kom haal teen môre middag. Dit is nou as Dirk bereid sal wees om my te gaan oplaai en saam met hom terug te bring. Ek sal seker teen dan weet hoe gou ek hier by julle sal kan inval vir werk, sê sy. En daar trek die twee van hulle so verliefde skoolkinders, al probeer hulle kliphard om het vir haar en Luka weg te steek. Wanneer Geesie kom inloer om te sien of hulle klaar geëet het, staan hulle op. Larry bedank haar vir die lekker ontbyt en sy vra of Geesie en haar span hulp gaan nodig hê met die funksie later vandag. Hulle moet net skree as hy dalk met iets kan help. En die volgende oomblik klim Luka met sy nommer 12 stewels reg bo op haar voet. Ah! Skree sy. Dit maak seer, al weet sy, hy wil net nie hê dat sy die oorsaak van verdere oponthoude moet wees nie. Hulle twee het dan planne. Is dit nie ek wat moes skree nie? Vra Geesie verbaas. En toe kyk sy af. Luka, liewe hemel, kyk tog net waar jy trap. Jy's besig om die vrou se tone pimpel en pers te trap en julle dans nie eens nie. Nee Larry, ons is reg met die bykosse en die nagereg vir die onthaal. Dit is 'n skaapbraai en die bruidegom het mense wat die vleis op die spit gaan doen en alles gebeur daar in die lapa, want dit gaan net hulle gaste wees wat vanaand hier in die lodge tuis gaan. Wel, dan moet julle ons twee ook nou maar verskoon. Daar is een en ander wat vandag moet gebeur, sê Luka ernstig. Vele werk en so aan. Ai, togie Luka, pla hulle jou alweer op Saterdag. 'n Veearts se tyd is ook nie sy eie nie. Sterkte daarmee. En wat julle ook al moet doen, laat Larry tog vir ons 'n mooi video daarvan maak. 'n Video? Larry draai na Luka en sien dat sy wenkbroue deurbo dreig om in sy haarlyn te beland. Hy lyk so skuldig, soos die houtjie van die gaal word vervolg.